Goeienaand almal, ek hoop het gaan goed en ek hoop sommer dat julle 'n lekker dag gehad het en welkom by ons 10de episode waar ons net lekker gesels oor gebeurtenisse en dies meer. Ek wil julle vra, gaan like en subscribe asseblief ons kanaal en dan kan ons bietjie meer doen en bietjie meer gesprekke vir julle hier op YouTube sit. Nou kom ons begin en julle almal weet, julle almal was al by die vulstasies gewees dat die brandstofprys redelik hand uitdruk. En vandag het ek gesien dat hulle vermoed dat dit tot en met R10 kan opgaan en is dit 'n enorme impak wat ons ekonomie baie skade gaan aanbring. Nou as ons gaan kyk, maak nou nie saak aan wie se kant jy is van die oorlog daarbo nie. Is daardie oorlog ook besig om hand uit te ruk en vandag soos op datum is daar amper 50.000 Amerikaanse troepe wat daar ontplooi is en vliegdekskepe en skepe oor die algemeen en spesiale magte en al hierdie tipe van goed. En is dit nie goeie tekens vir vrede binne in die wêreld nie, maar eerder teken dat goed redelik kan eskaleer. En ons hoop maar en ons bid maar dat iewerste iemand, jy weet dalk sal insien dat oorlog nie altyd die regte pad is om dinge mee uit te sorteer nie. As ons gaan kyk die laaste ruk, hoe die Iraniërs en dan die Israelies mekaar se infrastruktuur vernietig, is dit eintlik skrikwekkend en het hulle mekaar se wateraanlegte opgeblaas en gaan die mense nou binnekort sukkel met water. Beide Israel en Iran wat se wateraanlegte opgeblaas is en dan gaan kyk jy ook na hulle olie velde en goed wat aan die brand is en dan ook wat meer kommerwekkend is, hulle kernkrag stasies waar hulle krag opwek is ook geskied aan beide kante. En hierdie goed bring ons by 'n punt uit waar ons praat oor voorbereiding. En in my vorige episode het ons so 'n bietjie daaraan geraak en ek het vir julle gesê, so 'n paar jaar terug of in 94 het baie mense gespot wat voorberei het. En mense dink altyd voorbereiding is net vir die einde van die wêreld, Armageddon, as die blou op die aarde val, of wat ook al jy voorberei. Daar is verskillende mense wat vir verskillende goed voorberei. Maar voorbereiding gaan vir my heel verder as dit. Voorbereiding gaan vir my sommer net oor daardie ding van, sou ek my werk verloor, of sou ek siek wees by die huis en ek kan nie in dorp toe ry om kosvoorrade te gaan aankoop nie. Nou, my pa het ons groot gemaak en hy was 'n groot voorstander van voorbereiding. Nie omdat hy gedink het daar kom oorlog nie, maar omdat hulle so groot geword het. En hy het altyd gefrustreerd geraak met my en Celeste wat sommer van werk af gery het en by die winkel gestop het en dan nou goedjies aangekoop het en die aand kos gemaak het en dan die volgende dag dan moet ons weer stop. En gelukkig, jy weet, soos wat mens ouer raak leer met daai goed wat jou pa so gesukkel het toe hy jonger was, kom dan sommer dan so uit nature uitkom dan by jou in en op en het ons heeltemal wegbeweeg daarvan af. Maar daar's baie mense wat vasgevang is in dit waar hulle net kos koop vir 'n dag of 3 en hulle het nie kosvoorrade in hulle huis nie. Nou, as ons gaan kyk na die ekonomiese omstandighede nou reg oor die wêreld, die tekorte in brandstof en wat 'n impak dit op Afrika gaan hê en op Suid-Afrika spesifiek en een van die ouens waarmee hulle gepraat het, 'n Chinese professor wat ek geluister het, hulle het gevra, jy weet, watter impak sal hulle hier op hierdie kontinent sien en watter impak op daardie kontinent en vir Afrika was sy woorde famine. En hy het nie verder uitgebrei nie. Nou, dit beteken dood eenvoudig, ons gaan doodgaan van die honger, want ons ekonomie gaan so uitmekaar uitgepluk word deur hierdie hoë inflasies en al hierdie tipe van goed wat daarmee gepaard gaan, dat mense gaan honger ly. Mense gaan honger ly en dit gaan hulle desperaat maak en as jy desperate mense het, kry jy gevaarlike mense. En dit is een van die goed waarvoor mens moet voorberei. Jy moet voorberei dat jy jouself, jou gesin, jy weet, daarom redelik kan kos gee in 'n tyd waar dit moeilik gaan. En soos wat ek gesê het, jy kan dood eenvoudig net jou werk verloor en dan moet jy seker maak dat jy daarom 'n bietjie van 'n buffer het, want slegte goed gebeur met goeie mense, of ons dit nou wil glo of nie.
Nou in baie gevalle, as ons nou kyk na die wêreldekonomie en hoe hierdie oorloë en goed uitbrei, moet ons besef dat daardie ekonomiese impak wat jy op jou werkgewer, op jouself gaan kry, gaan daar veranderinge meegebring moet word. En soos wat ek gesê het, met desperaatheid word mense dan nou gevaarlik. So jy gaan een goeie donderdagoggend jou oogies oopmaak en die nuus gaan vol rooi ligte wees en jy gaan in jou voertuig spring en jy gaan ry na jou naaste Woolworths of Pick n Pay toe en jy gaan daar kom en een van twee scenario's gaan afspeel. Een, jy gaan in 'n moerselang ry staan en as jy voorkom gaan hulle jou beperk na 3 of 4 produkte toe. Ons het gesien dit het in Natal gebeur in 2020 met daardie onluste. Of jy gaan daar kom en die waansinnige hordes het al klaar deur die winkels gehardloop en alles geplunder wat daar moontlik kan wees en jy gaan terug gaan huis toe en jou arms gaan leeg wees en jy gaan moerspyt wees. Nou, mens wil nie mense bang maak nie en mens wil nie mense bang praat nie. Maar oor die algemeen wat ek al ervaar het, is mense wat voorberei in dit 'n leefstyl maak, of hulle leefstyl maak, is nie bang mense nie. Dis mense wat vooruit dink. Nou as jy net dink hoe jy inflasie kan wen en hoe jy kan, jy weet, daardie tipe van my vrou hou altyd daarvan om te sê bargains kan optel. Nou as jy brandstof gekoop het in groot mate in Desember teenoor wat jy in April gaan kry, gaan jou geld wat jy spandeer het op daardie brandstof jou baie verder vat as wat dit jou in April maand gaan vat. En net vir daardie rede was dit 'n goeie besluit gewees. Presies dieselfde met kos en al daai tipe van goed. As jy 'n bietjie voorbereiding getref het, is die impak wat jy sal voel na brandstofverhoging nie so onmiddellik en dadelik op jou nie. Nou in die voorbereidingswêreld praat ons altyd van tyd is jou vriend. Nou tyd is dood eenvoudig jou vriend omdat as jy vir jou tyd kan skep, kan jy beter besluite neem. So as jy nie onder druk funksioneer nie en jy het bietjie voorraad en bietjie goedjies by jou huis gedoen wat die druk van jou finansiële druk van jou afval, gee dit jou tyd en jy kan 'n beter deurdagte besluit neem in daardie tyd en dit is hoekom tyd belangrik is. Dieselfde as jy gaan kyk na veiligheid. Nou ons praat baie keer van layers of defense of dan nou, jy weet, daai voorbereiding wat jy tref om jouself veilig te hou. Nou, kom ons kyk. As jy 'n huis het met die wering en alarmstelsel, dan het jy daar 2 layers. Dan hou ek ook van beams buitekant wat my gevoel gee van wat buite om my huis aangaan. Nou kom ons sê jy het nou uitgegaan en jy het na 'n winkel, na 'n bietjie gaan uit eet of bietjie gaan kuier en jy ry dan nou terug. Dan weet jy wat in jou huis aangaan, jy weet wat om jou huis aangaan, dood eenvoudig omdat jou alarms geaktiveer is. En soos wat ek altyd vir my familie sê, as ons in die straat indraai, sit ek my groot spreiligte op my voertuig aan en almal sit hulle fone neer en almal kyk wat om hulle aangaan en wees paraat. Want een van die gevaarlikste plekke waar jy vasgekeer kan word, is binne in jou oprit. En dit is waar meeste mense seer kry. So my voorstel is altyd, kyk, en as jy ongemaklik voel in 'n situasie en as 'n kar wat bietjie stadig ry of as mense wat bietjie rondtrap daar by jou hek, ry eerder nog gedraai en kom vir 'n tweede keer terug, of kom vir 'n derde keer terug of bel die buurtwag, maar moenie in 'n situasie gevang word waar jy vasgedruk word nie. En dan as al jou sekuriteitstelsels en al die goed, jou kameras en al daai goed werk, gebruik daai goed terwyl jy aangery kom na jou huis toe. Gaan op die kameras, kyk wat aangaan en kyk of jou beams nog almal geaktiveer is, kyk of jou alarm nog geaktiveer is en maak seker. Maar daardie is tyd wat jy vir jouself koop wat vir jou kans gee om goeie besluite te neem. Nou kom ons gaan kyk na ander aspekte waar jy kan geld spaar, maar waar jy ook voorbereiding tref. Nou jy kan gaan kyk na jou water en jou waterrekening en wat dit jou 'n maand kos. Nou ek is 'n groot voorstander van rainharvesting en doen dit graag en daardie water kan jy dan nou opvang as dit reën en jy kan daardie water gebruik om jou toilette te spoel en allerlei ander goedjies te doen, tuine nat te maak en al daai tipe van goed. As jy gelukkig is en jy het 'n boorgat, kan jy daardie boorgat dan nou ook aan jou waterstelsel van jou huis koppel en jy het lekker vars skoon water wat jou nie
'n klomp geld kos nie. En soos wat daar waterverhogings is, as jy daardie tipe van goed doen, kos dit jou dan nie so baie nie, en jy het jou eie water, en jy is van jouself, of jy kan jouself voorsien van daardie water. Kragstelsels presies dieselfde. Nou as jy gaan kyk hoe die krag opgaan, en ek vermoed hier in Midvaal, waar ek is, gaan ons so 20% verhoging kry. Nou as jy gaan kyk en jy sit 'n kragstelsel in, en daar's nou baie slim mense wat vir die somme kan maak, is dit iets wat jou help om 'n buffer te skep teen daardie verhogings. En wat ons ervaar het byvoorbeeld is om sonkrag waterstelsels in te sit, geysers, het ons krag enorme baie teruggesny. En dit help. En dit is alles vorme van voorbereiding. As jy dink aan 'n groentetuin, en julle wat nou baie by Woolworths koop, sal weet, jy koop 'n blaarslaai kop, jy sny hom in die helfte, jy eet die helfte, en die ander helfte word sleg binne in die yskas. Waar as jy jou eie blaarslaai in jou eie tuin het, gaan pluk jy 'n paar blare, en môre is daar nog. En dit is klein aspekte van voorbereiding, maar goed wat jou 'n bietjie kan buffer teen die ekonomie en teen ingrypende goed wat met jou kan gebeur. Nou, ons almal weet wie siener is, en ons weet wat die voorspellings is, en ons weet dat daar moontlikheid is van 'n derde wêreldoorlog, en dat hierdie ding totaal en al uit mekaar uit kan eskuleer buite mense se beheer. En daardie waansinnige hordes, daardie mense wat gaan swaar kry, gaan 'n wesenlike probleem word vir mekaar, maar ook vir jou. Nou, ek sê altyd vir mense, daar's twee denkerigtings in voorbereiding, en die ene is, ons gaan onttrek, en die ander een is, ons gaan bly. Nou, al twee het hulle pros en cons, soos wat die Engelsman sê. Al twee kan werk, en al twee kan fataal wees. So my gedagte is altyd, jy weet, ek sal die besluit neem die dag as ek daar is. Dus moet ek vir al twee scenario's voorberei. Ek moet seker maak dat as ek moet ry, dan kan ek ry. Maar as ek gaan bly, dan kan ek ook bly. En dit is 'n baie moeilike ding om te doen, en dit is duur en dit vat tyd. Maar ek dink dit is die beste manier om daarna te kyk, want jy gaan nie altyd weet wanneer die regte tyd is om te ry of te bly nie. En dit bring my by 'n belangrike punt in, is jou gemeenskap. Jy kan, as jy bly, nie 24/7 wakker bly nie. Jy kan nie veiligheid trek vir 24 uur, 7 dae 'n week nie, dis onmoontlik. So jy gaan gemeenskapslede nodig hê, wat dieselfde as jy dink, dieselfde as jy moontlik voel, en wat dan tipies, jy weet, gaan inskakel by jou, en waar julle mekaar kan help. En jy moet onthou, verskillende mense het verskillende kundigheid, en daar's verskillende mense met verskillende passies, en al daai tipe van goed, en daardie goed in so 'n situasie of scenario kan dan mooi by mekaar inskakel, en kan julle mekaar so help. En dit is dieselfde geval van onttrekking. As jy wil onttrek, moet jy by 'n groep inskakel, en daar's verskeie goeie groepe daar buitekant waarby jy kan inskakel, en by hulle kan jy dan die planne kry, en daar's baie goeie ooms daar binnekant wat vir jou leiding kan gee oor hoe jy jou voertuig voorberei, en wat jy doen, en wat die planne is, en dies meer. En my voorstel sal wees, skakel by hulle in, want baie van hierdie groepe het ook bitter goeie opleiding, en daardie opleiding kan jou dan as gesin, en sommer oor die algemeen kan dit net verryk. Ek het nog nooit gehoor van iemand wat opleiding gekry het, en wat daarna spyt was daaroor nie. Daardie kennis wat jy opbou gedurende hierdie ervaring van jou, of hierdie opleiding van jou, bly lewenslang by jou. En dit is iets wat baie kosbaar is. Nou julle weet, ek het in die vorige video het ek ook gepraat van jou familie is jou vegeenheid. Dit is die ouens wat by jou gaan wees moontlik in moeilike situasies. Nou, julle weet ook dat ek gesê het dat jy vir daardie familielede vir jou dieselfde kwaliteit opleiding moet kry as wat jy self het. Dit help nie jy 10 sertifikate teen die muur en jy's net so onder Rambo gekwalifiseer, maar jou familie het nie daardie selfde kwalifikasies nie. Want ons almal weet in Suid-Afrika, meeste van die aanvalle is 5 of meer ouens wat jou aanval, en in daardie situasie gaan jy dit moeilik kry om jouself te verdedig, of hulle gaan jou oorrompel. En die school of thought by hierdie groepe is, met onderhoude wat ons gedoen het, is dat as hulle sien dat jy lyk soos 'n gevaarlike ou, of jy lyk of jy voorbereid is, of jy lyk of jy
of jy sterk is jy die hoofteiken en hulle elimineer jou om dan te kom waar hulle moet wees. Onthou, hulle wil byt en jy is in die pad en jy is dalk 'n gevaar vir hulle. So hulle gaan onmiddellik teen jou optree. So dit is altyd belangrik om daardie voorbereiding reg deur die familie te doen. Maar ook om daai paraatheid by jou familie in te dril, sodat elkeen binne in daardie familie weet presies wat hy moet doen in 'n omstandigheid wat kan ontketen. En daar's baie kursusse, gaan na 'n anti-hijacking kursus toe en vat jou kinders saam, dat hulle kan leer wat moet hulle doen. Nou, my gedagte rondom hijacking is altyd dat dit die plek is waar jy jou staan maak, want die alternatief is net nie aanvaarbaar nie. As jy eers weggevat word, jy word eers vasgebind en jy word ontvoer, het jy groot moeilikheid. En is die kans dat jy dit gaan oorleef ook bitter skraal. So gaan vir hierdie kursusse, gaan kyk bietjie daarna en gaan doen hierdie kursusse. Laat elkeen in jou familie presies weet wat hy in 'n situasie moet doen. Onthou, jou kinders kan 'n foon gebruik, baie goed, dalk beter as wat jy kan, en hulle kan so lank oproepe maak. Hulle kan na die radio toe gaan en buurtwag roep. En terwyl jy en jou vrou weer ander rolle kan vertolk. Nou, daarom moet jy vir jouself ook sê, jy weet, mens voel baie keer onnosel of stupid of wat ook al as jy met jou familie oor hierdie goed praat. Maar ons is in Suid-Afrika, ons is een van die lande met die hoogste verkrachtingssyfer in die wêreld. Ons aanvalle, ons hijackings, al daai tipe van goed is goed wat elke dag gebeur. En daarom berei jy voor. Nie net noodwendig vir die einde van die wêreld of al hierdie tipe van goed nie, maar jy moet elke dag moet jy paraat wees. En hoor hoe paraat is my Malinois. Jy moet elke dag paraat wees en jy moet goeders doen wat daardie paraatheid inoefen. En daarom sê ek altyd dat as jy dit goed oefen, hoe stupid jy ook al voel, die dag as jy dit nodig het, gaan jy weet hoe om en wat om te doen. En jou familie presies dieselfde. Hulle moet presies daai selfde ervaring hê. Hulle moet presies weet wat waar is en in watter tyd goed gebeur. Nou, ons praat baie keer van tyd is jou vriend, en ek het dit nou al genoem, maar as jy in 'n situasie kom waar daar aanval op jou huis is tyd weer eens jou vriend. Jy wil vir jouself soveel tyd tussen jou en die aanvaller skep as wat moontlik is, om 'n oproep te maak, om by die regte goed uit te kom, om te onttrek in 'n veilige vertrek in, al die tipe van goed. So tyd is jou vriend. Jy wil nie in 'n konfrontasie ingaan met hierdie aanvallers nie. Jy wil onttrek en jy wil so ver as moontlik wegkom van hulle, want jy moet onthou, jou eerste prys is veiligheid. Jou TV, al daai tipe van goed wat jy nou bymekaar gemaak het, jy kan dit weer kry. Jou lewe sal jy nooit weer terugkry nie. So onttrek, skep vir jouself tyd, kom by 'n foon uit, bel en kry die buurtwag daar, roep hulle op die radio. Nou laastens wil ek vir julle ook dan nou sê dat, jy weet, my ervaring oor die algemeen is dat mense nie insluit by buurtwagte en groepe nie, en dit is baie sleg. Dit is sleg vir die doeteenvoudige rede dat jy leer nie die mense in jou gemeenskap ken nie. Jy weet nie wat regtig die planne is in die gemeenskap nie. Jy weet nie min of meer, jy weet watter groepering vir jou is en watter groepering nie vir jou is nie. Jy weet daai tipe van goed. So my voorstel is altyd skakel in by 'n buurtwag. Ry patrollie, doen jou deel, want die dag as jy hulle nodig het, gaan hulle daar wees. Jy kan hulle roep. Maar as jy nie deel is van daai groepering nie, is dit nie noodwendig dat jy dieselfde of die spoedige hulp gaan kry wat jy nodig het nie. Selfde met jou buurman. Jy 'n goeie verhouding met jou buurman. Die buurman is die ou wat die skote hoor, hy is die ou wat jou vrou hoor skreeu en al daai tipe van goed. So as hy weet daar's moeilikheid, kan hy help. Maar as julle nie 'n goeie buurmanskap het nie, of julle praat nie met mekaar nie, of wat ook al die geval is, dan kyk julle nie uit vir mekaar nie. En dit is problematies. Dit is iets wat in jou veiligheidskonsep of beplanning jou dan gaan val. So maak ons altyd so met ons bure, ons kyk bietjie vir hulle, hulle kyk bietjie vir ons. As daar iets vreemds in die straat is of gebeur of loop,
dan sal ons vir mekaar sê, hoor hierso, hier het gisterand ietsie gebeur, of daar het iets, kyk bietjie, en daardie tipe van kommunikasie tussen mekaar help baie om jou straat en jouself veilig te hou. En weer eens, dis alles vorme van voorbereiding, want jy weet nooit wat gebeur nie, en dan is jou buurman dalk die ou wat op die regte plek op die regte tyd is, en jy weet wat sy vermoëns is, en hy weet wat jou vermoëns is, en dit is waar die belangrikheid van hierdie goed inkom. Nou, kom ek sluit af en praat so 'n bietjie oor, ek het 'n liedjie geskryf, en die liedjie het dan nou gaan oor plaasmoorde, en ek het hom in Engels geskryf, want terwyl ek in Amerika was, het ek vir die Amerikaners probeer verduidelik, jy weet, wat in Afrika aangaan, of wat in Suid-Afrika aangaan, en ek het besef dat hulle geen idee het nie, en ek dink, hulle kan dit nie regtig begryp nie, want as jy daar gaan ry, het die plaas nie die wering nie, daar's nie heininge om die plase nie, die deure staan oop, die karre staan met hulle sleutels in, dis wonderlik, en die huise is van hout en al daai tipe van goed, regtig wonderlik, maar as ons so gepraat het, met hulle preppers dan nou, en die ouens wat nou daar, wat ons daarmee gesels het, dan het ek altyd vir hulle gesê, ouens, julle het eintlik geen idee nie, julle het geen idee, hoe gevaarlik dit kan raak nie, en as jy dan nou vir mense verduidelik in Amerika, van wat se sekuriteit en tipe van goed jy by jou eiendom aanbring, en daai tipe van goed, dan rek hulle oë letterlik soos pierings, en hulle kan dit nie glo nie. Maar ek het hierdie liedjie geskryf net om vir hulle, jy weet, laat hulle kan luister, en so 'n bietjie meer 'n verstaan kry. Maar ek wil julle ook laat verstaan, en ons is eenaand uit na 'n plaasaanval toe, en ons is ongelukkig te laat gewees, die tannie het oorleef, maar die oom het baie seer gekry, en is oorlede, en die aand terwyl ons daar was die maan verskriklik helder, jy het amper nie 'n flits nodig gehad om rond te loop nie, en as jy so in die veld ingestap het, dan het hierdie doudruppel so op die gras geglinster, en jou broek en jou skoene alles nat gemaak, en dit was koud, dit was regtig koud, en dit was so mistig, en die trauma en die hartseer wat mens by so 'n plaasaanval, en die wreedheid wat mens by so 'n plaasaanval ervaar, kan jy nie vir iemand beskryf nie, dis ongelooflik, en ek hoor baie keer mense wat debatteer oor massamoord, of genocide, of volksmoord, en die tipe van goed, en daar's baie forme daarvan, en jy weet, en dit is 'n akademiese debat wat mense meestal oor hierdie goed voer, maar iemand wat nog nooit 'n plaasaanval gesien het, beleef het, en gesien het hoe stikkend daardie mense is, en hoe wreed daardie aanvallers omgegaan het met daardie plaas, of met daai plaasboere, of daai mense nie, sal nie verstaan, hoekom dit van ons mense so ernstig is nie, en vir ons so na in die hart lê, en hoekom ons so die moer in raak, as hierdie goed afgemaak word, net as normale misdaad, en met hierdie plaasaanval, waarby ons was, jy weet, die verminkte liggame, en daardie bangheid, daardie hysterie, daardie verslae kyk in die tannie se oë byvoorbeeld, is iets wat jy nooit sal afskit nie, en is iets wat jy nooit uit jou sisteem uit sal kry nie, want dit is net so ingrypend gewees. En met die liedjie wil ek net so bietjie vir julle die sluier lig daarop, en luister dit, en stuur dit vir mense aan, en laat ons tog nog steeds hierdie bewusmaking onder ons mense, wat baie keer hierdie stories nie glo nie, maar ook die internasionale gemeenskap kan uitbou, en dat mense weet waarmee is die ANC regering en die wetteloosheid in Suid-Afrika besig. Ons het almal 'n reg om hier te wees, en ek seker elkeen sal, wanneer die tyd kom, sal hy op sy regte staan. Maar tot dan moet ons onsself voorberei, en ons moet seker maak dat ons familie voorberei is, en ons moet in liefde met hulle praat, en vir hulle sê dat hulle wel moet voorberei. Want een ding is seker, as die tyd moeilik raak, gaan daai mense op jou steun,
En jy gaan veronderstel wees om op mekaar te steun as familie en uitgebreide familie, om mekaar te help en om mekaar by te staan en op te hou. Maar as daar 'n swak skakel is en daar's mense wat nie glo nie, of mense wat nie besef wat in Suid-Afrika besig is om te gebeur nie, gaan hulle dit vir jou bitter moeilik maak. En dan is daar die ouens, en dis hoekom jy by die gemeenskappe moet insluit, daar's altyd ouens wat daar buite kan staan en dink hulle gaan, as die tyd kom, gaan hulle intimidasie of hulle vuil taktieke gebruik om by voorbereiders hulle goed af te vat. En dit is iets wat my baie pla. Mens kry sulke mense, dit is so. En ek dink dit is ook dan baie belangrik vir julle om daardie mense in julle groeperings te identifiseer. Mense wat saam praat, mense wat maak of hulle dink soos wat jy dink, maar wat eintlik net kyk wat jy doen en hoop dat jy genoeg voorberei om hulle ook te dra. So wees wakker, wees paraat. Kyk na al hierdie goed. Moenie dom wees nie. Daar's baie voorbeelde in die Bybel ook. Baie mense sê altyd, jy weet, dat ons net moet glo en al daai tipe van goed en ons moet hoop, en dit is belangrik, maar hoop is nie 'n goeie strategie nie. Hoop is een van die slegste strategieë wat jy moontlik kan hê. Voorbereiding kom in die Bybel voor, en God sê self, gaan na die mure en word wys, en die mure werk nie net heeldag nie, hulle berei voor vir iets. So doen dit, neem dit in ag, asseblief gaan like en share ons kanaal, ons potgooi, en soos wat hierdie oorlog ook ontwikkel, sal ons bietjie meer daaroor gesels en bietjie kyk wat se brandpunte dit vir Suid-Afrika inhou. Julle moet 'n lieflike aand hê, pas julle op, Jahwe se seën, totsiens. Silver moon, in South Africa you call us so soon. Dark faces sneaking through the thorns, shining silver smiles, eyes of storms. Multi-driven devil souls, walking paths where mercy's cold. Vengeance, hatred, lust, ashes rising from broken trust. Nothing sacred, nothing true underneath the African moon. Silver moon, don't look away. Hear the prayers we cannot say. Blood on soil, Faith undone. God, oh God, what have we become? An old wife, broken slow, blood still dripping through her hair. An old man on the floor below, a soldier once, now laid bare. Screams of torture, hours long, night sings death like a bitter song. Silver moon, don't close your eyes. See the fear before it dies. Hands that bled, hearts that bled. Truth is buried with the dead. Alone and scared on their African farm, silence louder than the harm. Boiling water, flesh in pain, crying mercy all in vain. They plead, they bleed, they fade away. Tears fall heavy as they pray. No altar left, no holy ground, only echoes of the righteous sound. Silver moon, witness this. Broken lives you chose to miss.
faith still burns.